Ek vra om verskoning as ek so elke nou en dan 'n slukkie water moet neem. My stem het hard gewerk die afgelope naweek. Ek wil vra dat u nou vir ons sal blaai na Psalm 104. Ons gaan die hele Psalm saam lees. Dis 35 versies, maar sal ook sien dis kort versies, dis 'n pragtige gedig. Die tema van hierdie Psalm, as ons daar kyk, is die lied van die skepping. Die lied van die skepping, Psalm 104 vers 1 tot 35, en ek wil hê u moet veral vir ons let op verse 33 tot 34. Maar voordat ons dit saam lees, is dit net reg dat ons eers ons Vader sal nader in afhanklike gebed. Daarom vra ek manne, kom ons staan en dan word ons almal as sy kinders nou saam stil in aanbidding tot ons Here. Almagtige God en Vader. Dis daardie tyd van die week waar ons hier in die erediens die in vrees en aanbidding nader. En waar ons as u gelowige kinders verootmoedig voor ons Here. U het bepaal dat ons hier moet wees. Net soos wat u die tyd en die plek van alle dinge in die wysheid bepaal het. En daarom stel ons nou in Christus ook voor u, deur die geloof in eerbied en lofprysing, maar ook vanuit dankbaarheid. Ons is dankbaar vir al die seëninge wat ons ontvang. Ons is dankbaar vir die hand van bewaring wat ons almal op hierdie dag hier veilig bymekaar gebring het. Ons is dankbaar vir die voorreg om hier saam in die naam te mag vergader. En vir die guns, die genade om u Vader te mag noem. Here, ons bid vir ons kinders vanoggend, wat ook weer na hierdie lang naweek skool toe moet gaan, eksamen skryf en al die ander uitdagings wat 'n skewe wêreld ook bied in die oë moet staar. Ons bid vir ons ouers, elke mamma, elke pappa, wat in vandag se tyd hulle gesinne bymekaar moet hou, hulle kinders in die naam moet grootmaak. Ons bid vir ons volksgenote. Al hoe meer word ons dwars oor die wêreld versprei. Maar mag daardie verspreiding dan ook so wees dat u woord oral gehoor sal word. Ons bid vir elke lidmaat onder beproewing. Bring genesing en bring verligting oor die komstige u wil. Ons dink besonder aan Frikkie. En Tannie Esther. En oom Skalk. En ons bid vir ons gemeente. Dat ons sal groei in geloof en waarheid. En dat ons sal skyn van u liefde en u genade. Ons bid en ons sê dankie. Vir hulle wat vir die jaar. Vir Kraffie en Orkie, Tian van Rooyen en Tannie Didi Becker. Alles wat ons vra, alles wat ons bid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Psalm 104, ek lees vir u voor vanaf die eerste vers. Loof die Here, o my siel. Here my God, u is baie groot. Met majesteit en heerlikheid is u bekleed. Wat u self omhul met die lig soos met 'n kleed. Wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek.
wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel, wat van die winde sy boodskappers maak, van vuur vlamme sy dienaars. Hy het die aarde gegrond op sy grondveste, sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie. U het dit met die wêreldvloed soos met 'n kleed oordek. Die waters het bo die berge gestaan. Vir u dreiging het hulle gevlug. Vir die stem van u donder het hulle weggeskrik. Berge het opgeruis, laagtes het weggesak na die plek wat u vir hulle reggemaak het. 'n Grens het u gestel waar hulle nie oor mag gaan nie. Hulle mag die aarde nie weer oordek nie. Hy wat die fonteine uitstuur in die holtes, tussen die berge loop hulle deur. Hulle laat al die diere van die veld drink, die wilde esels les hulle dors. By hulle woon die voëls van die hemel, tussen die takke uit laat hulle die stem hoor. Hy laat die berge drink uit sy boonste kamers, die aarde word versadig uit die vrug van die werke. Hy laat gras uitspruit vir die diere en die plante tot diens van die mens, om broodkoring uit die aarde te laat voortkom en dat wyn die mens se hart kan bly maak, om die aangesig te laat blink van olie en dat brood die mens se hart kan versterk. Die bome van die Here word versadig, die seders van die Libanon wat hy geplant het. Waar die voëls hulle neste maak, die ooievaar wie se huis die sipresse is. Die hoë berge is vir die steenbokke. Die rotse is 'n skuilplek vir die dasse. Hy het die maan gemaak vir die vaste tye, die son ken sy tyd om onder te gaan. U beskik die duisternis en dit word nag, waarin al die diere van die bos uitkruip. Die jong leeu's brul om roof en begeer hulle voedsel van God. As die son opgaan, dan trek hulle al terug en gaan lê in hul slaapplekke. Die mens gaan uit na sy werk en na sy arbeid tot die aand toe. Hoe talryk is u werke, o Here. U het hulle almal met wysheid gemaak, die aarde is vol van u skepsele. Daar is die see, groot en alkante toe wyd. Daar is 'n gewemel sonder tal, klein diere saam met grootes. Daar gaan die skepe en die leviathan wat u geformeer het om daarin te speel. Hulle almal wag op u, dat u hulle voedsel kan gee op die regte tyd. U gee dit aan hulle, hulle tel dit op. U maak die hand oop, hulle word versadig met die goeie. U verberg u aangesig, hulle word verskrik. U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hul stof. U stuur u gees uit, hulle word geskape, en u maak die gelaat van die aarde nuut. Laat die heerlikheid van die Here vir ewig wees, laat die Here bly wees oor sy werke. Hy wat die aarde aankyk en dit bewe, hy raak die berge aan en hulle rook. Ek wil sing tot eer van die Here solank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God solank as ek daar is. Mag my oordenking hom gewelgevallig wees. Ek sal bly wees in die Here. Mag die sondaars omkom van die aarde en die goddelose mense nie meer wees nie. Loof die Here, o my siel. Halleluja. Ek wil sing tot eer van die Here solank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God solank as ek daar is. Mag my oordenking hom welgevallig wees. Ek sal bly wees in die Here. Een oggend, 'n hele paar jaar gelede, toe ek my 2 meisiekinders by die skool gaan aflaai,
toe hoor ek 'n baie ernstige gesprek tussen twee van die jong laerskoolseuns. 'n Gesprek wat my baie jare laat terugdink het. Dit was tipies die soort gesprekke wat ons ook maar met mekaar gevoer het toe ons kinders van hulle ouderdom was. Dieselfde manier, dieselfde inhoud, amper presies dieselfde woorde. Is dit pragtig en te oulik as sulke jong kinders so by kleuterskool net voor of dalk nog vroeg laerskool se ouderdom, ja. So met mekaar op die speelgrond of pauses gesels. En die sê goed wat daar uitkom is kosbaar. 'n Kind se manier van 'n ding sê is regheid. Is opreg uit die hart uit. Nou veral onder die klomp seuns hoor mens die gesprekke soos die een waarna ek vanoggend nou verwys, wat ek gehoor het. Gesprekke wat gaan oor hulle paas. En wie se pa eintlik nou die beste pa was. My pa is sterker as jou pa. My pa is die slimste. My pa is so groot, hy eet sy hamburger met een hap. My pa is vinniger as 'n cheetah. My pa is die beste. So het ons paas geprent en beskryf om te wys hoe groot en goed hulle vir ons is. En op so 'n wyse in 'n kind se gedagtes ons waardering en ons bewondering vir hulle ook uit te beeld. In die skrif het God daaroor beskik om homself ook aan ons op verskeie maniere te openbaar. Hy openbaar homself as skepper van alle dinge. Hy openbaar homself as voorsiener en onderhouer van sy skepping. As sy kinders leer ons hom ken as ons verlosser, die redder van die wat in hom glo. Maar as sy kinders het ons ook die voorreg om hom Vader te mag noem. En hy is 'n wonderlike Vader, 'n volmaakte Vader, wat daaroor beskik het om ons sy kinders te maak. 'n Vader wat ons liefhet met 'n selflose liefde, 'n liefde bokant ons begrip, bokant ons verstand. In hierdie pragtige Psalm sien ons wie hy is. Sien ons wat ons Vader alles al gedoen het. Hierdie Psalm neem ons terug al die pad deur die geskiedenis tot en met die begin van alle dinge. Genesis 1, Genesis 2, daar waar alles begin het, waar ons die eerste getuienis van ons God en Vader lees. Vers 5, hy het die aarde gegrond op sy grondveste, sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie. Dit vertel vir ons hoe ons Vader die hele skepping, die aarde, die sterre, die son en maan, alles uit niks geskaap het. So hoor weer Genesis 1 en 2, in die begin het God die hemel en aarde geskape, en toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag het hy gerus van al sy werk wat hy gemaak het. Ons kan getuig, ons Vader
is die skepper van die hemel en aarde. Hy het alles uit niks gemaak nie. Hy het self besluit hoe alles moet lyk, wat alles sal leef, waar alles moet staan en hoe alles verbind moet wees. Dit is 'n getuienis van sy absolute almag. Daar is niks. Daar is niemand anders wat kan aanspraak maak dat hulle skepper is nie. Daar is net een skepper van alle dinge. Ons Vader is so almagtig. Hy het alles wat bestaan geskape. Maar as ons nou 'n bietjie verder lees in die gedeelte, sien ons God het nie net alles geskape en het net so gelos nie. Vers 14, hy laat gras uitspruit vir die diere en die plante tot diens van die mens, om broodkoring uit die aarde te laat voortkom. Hy sorg. Hy sorg vir alles wat hy geskaap het. Van die kleinste gogga tot die grootste dier. Dis kan ons vanoggend getuig, ons Vader is ook die een wat na alles kyk. Wat na alles omsien. Ons Vader is die een wat vir elkeen sorg. Matteus 6, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Let op die lelies van die veld. Hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. As dit nie vir hom was nie, sou daar nooit saad gewees het vir die saaier om te saai nie. Sou daar nooit vrugte in die boorde gewees het nie, sou daar nooit weiding vir die diere gewees het nie. Ons Vader is nie net so almagtig dat hy alles wat daar is geskaap het nie, maar hy is ook so goed dat hy sorg vir alles wat bestaan. Dan lees ons van nog van ons Vader se dade in die Psalm. In vers 6 en vers 9 staan daar: U dit met die wêreldvloed soos met 'n kleed oordek. Die waters het bo die berge gestaan. 'n grens het U gestel waar hulle nie oor mag gaan nie. Hulle mag die aarde nie weer oordek nie. Net soos wat die waters oor die aarde was voordat God dit geskei het met die skepping. So was die sondvloed so groot dat dit die hele aarde bedek het. Genesis 7 sê vir ons al die fonteine van die groot watervloed is oopgebreek en die sluise van die hemel is geopen. Die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte lank. En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel bedek was. Water sonder einde. Waters wat geen mens kon terughou nie. Waters wat alles bedek en toegemaak het. Waters wat in gehoorsaamheid vir sy stem teruggetrek het en nooit weer die aarde sal oorspoel nie. Matteus 8 vers 26 en 27 getuig op soortgelyke wyse van ons Here Jesus Christus. Dit begin deur hom wat vra: waarom is julle bang, klein gelowiges? Dan staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. Die manne het hulle verwonder en het gesê: wat vir 'n mens is hy,
dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is. Al die waters van die sonvloed, waters sonder einde, het gekom en het gegaan in gehoorsaamheid aan ons Vader. Ons Vader is so groot. Selfs die vloedwaters van die sonvloed het geluister na sy stem. Ons Vader is so groot dat selfs die mag van die natuur aan hom onderhewig is. Ons kla so maklik. Ons het nie genoeg tyd nie. Alles wat ons gedoen wil kry, pas net nie in die tyd van die dag wat ons het nie. As ons oë uitvee is nog 'n week, nog 'n maand, nog 'n jaar agter die rug. Na die tyd kan ons nie terugkry nie. Maar wat lees ons van ons Vader in die Psalm? Hy het die maan gemaak vir die vaste tye. Die son ken sy tyd om onder te gaan. U beskik die duisternis en dit word nag. Ons Vader is nie onderhewig aan tyd nie. Ons Vader het tyd geskape. Hy het die ure van die dag, die dae en die maande van die jare, dit het hy bepaal. Ons skarrel en ons spook om in tyd alles gedoen te kry wat ons moet. En ons beplan ons tyd om te sorg dat ons genoeg daarvan het om ons verantwoordelikhede na te kom. Maar ons Vader is so verhewe. Hy is nie eers aan tyd onderhewig nie. Kom ons spring nou na vandag. Wat leer ons uit die Psalm van ons Vader ten opsigte van die getuienis van gebeure wat ons in ons lewe vandag rondom ons sien? Ek is seker daarvan u sal onthou 'n paar jaar gelede baie groot dele van ons land erge droogte in die oog gestaar. Oral was die watervlakke bitter laag. Damme se kapasiteit was minimum. Almal was erg bekommerd. Die reën het nie gekom nie. Dink aan die Kaap met die waterbeperkings daar, die Wes-Transvaal wat 'n klomp droë seisoene na mekaar gehad het. Ons was so bekommerd, want as mens kon ons niks daaraan doen nie. Ons kan nie die damme vol wens nie, ons kan nie riviere maak loop nie. Ons kan nie die reën bring nie, al wil ons hoe graag. Maar ons Vader kan. Verse 10 en 13. Hy wat die fonteine uitstuur in die holtes, tussen die berge loop hulle deur. Hy laat die berge drink uit sy boonste kamers. Die aarde word versadig uit die vrug van die werke. Ons Vader kan. En ons het gesien ons Vader het. In antwoord op ons gebede het die reën so gestuur dat plekke soos Klerksdorp in die haartjie van die Wes-Transvaal verspoel het. Hy daaroor beskik en dit het gebeur. En in sommige plekke het dit so gebeur dat dit waarlik gestorm het.
In daardie tyd wat die erge droogte gebreek het, was ons in die Kaap. En die reën wat gekom het, het gepaard gegaan met storms en stormwinde. So erg dat dit geboue in hulle fondamente laat ruk en skud. Winde wat wegwaai, wat voorkom. Winde waarteen 'n mens letterlik nie kan staande bly nie. Maar van ons Vader lees ons in verse 3 en 4, hy wat van die wolk sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel, wat van die winde sy boodskappers maak. Ons Vader wandel op die vleuels van die wind, wat van die winde sy boodskappers maak. Winde waarteen ons nie kan staan nie. Saam met die droë tye, veral in die winter, is daar ook die gevaar van brande. 'n paar jaar terug het ons gesien die hele tuinroete verwoes was. Maar elke jaar hier in die weste en die noorde van die land, veral in hierdie tyd met die winter, is die veldbrande 'n groot gevaar. Brande waarvoor al wat leef moet vlug. As ek reg onthou, daardie verskriklike brande daar rondom George het oor die 400 huise vernietig. Maar ons lees, brande waarvan God die 4 vlamme sy dienaars maak. Nie net deur die geskiedenis nie, broers en susters, maar ook vandag sien ons die getuienis van wie ons Vader is. Maar juist daarin lê vir ons nog 'n groter boodskap. 'n Boodskap wat boekdele spreek oor die karakter van ons Vader. En dit is die feit dat ons almagtige Vader, die goeie, die groote sonder ewenaar, verhewe bo alle dinge, Vader mag noem. Die getuienis dat ons vandag kinders van God is. As ons na al hierdie dinge kyk, as ons in die skrif lees wie God is, as ons dink aan wat God alles doen, kan ons nie anders as om die genade te besef wat ons het om hom Vader te mag noem nie. Soos wat ons die getuienis van ons Vader vanuit die skrif, vanuit die skepping ontvang, die boodskap daarin raak sien, lewer elkeen van ons lewens ook 'n getuienis. 'n Boodskap van hoe God, ons Vader, sonder mense sy kinders gemaak het. Alles wat gebeur waarvan ons gelees het. Ook die dinge waaroor ons nou gepraat het, het God deur die eeue heen gestuur met die oog op hierdie getuienis. Die getuienis van die lewe van sy kinders, wat spreek van die genade, die liefde van hulle Vader. Ons Vader, ons God, ons Here is so genadig, is so vol liefde, dat hy sy seun Jesus Christus se lewe gegee het, sodat ons sy kinders kan wees.
vandag, op Vadersdag, maar ook elke ander dag van ons lewens, kan ons as kinders van God nie anders as om ons Vader in die hemel lof en ere te bring nie. 'n almagtige Vader, grootste en sterkste Vader, verhewe en verheerlik, maar ook liefdevol en genadig. Saam met Dawid kan ons ook sing. Op gronde van en deur die genade wat ons ontvang het, ons wil sing tot eer van die Here so lank as ons lewe. Ons wil psalm sing tot eer van ons God, so lank as ons daar is. Mag ons oordenking vandag en ook elke ander dag hom welgevallig wees. Ons sal bly wees in die Here. Ons Vader is ons God. Ons lewens, broers en susters, net soos die skepping, net soos die geskiedenis, verkondig daardie pragtige boodskap wat getuienis lewer dwars deur al die eeue heen, wat vertel word deur die hele skepping. Hy is skepper van alle dinge. Hy is voorsiener vir alle dinge. Hy is verhewe bo alle dinge. En steeds het hy geen ding te groot of te veel geag om sy kinders te red nie. Laat dit die kern wees van ons vieringe vandag. As ons dink aan die vaders wat God ons ook geskenk het. Maar dit moet my getuienis wees as koningskind van God die Vader, my almagtige, groote, goeie en verhewe Vader, is so lief vir my en was my so genadig. Hy het sy seun Jesus Christus se lewe gegee, sodat ek hom Vader mag noem. My Vader is skepper, is koning, is redder. My Vader is die Here. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, groote God en enigste God, ons skepper, ons koning, ons redder, ons Vader. Ons Vader is so almagtig, hy het alles wat bestaan geskape. Ons Vader is so goed, hy sorg vir alles wat bestaan. Ons Vader is so groot, die mag van die natuur moet na hom luister. Ons Vader is so verhewe, dat hy bo kan tyd staan. Wat 'n voorreg om U, o Here, ons Vader te mag noem. Ons bid en vra dat U ons sal help en lei, dat as U kinders ons lewens sal getuig van U grootheid, U goedheid, U genade en liefde. Ja, saam met Dawid wil ons sing tot U eer solank ons lewe. Ons wil psalm sing tot eer van ons Vader. Mag die getuienis van ons lewens U welgevallig wees. Ons sal bly wees in U, ons Vader, ons Here, aan U die lof en die heerlikheid. Amen. Ek gee geleentheid